Ja, Koos Strydom, wat 'n voorreg is dit om vandag met jou te gesels hier, waar 'n nuwe boek, splinternuwe boek uit is. Eendag is te ver. Dus ek dink is 'n boek wat 'n mooi, nie net 'n mooi titel is vir die audience of die target audience wat nou meer op jong mense gefokus. Ek dink is 'n boek wat nie net vir hulle is nie, maar die titel van die boek is al klaar so aanloklik vir almal, want ons leef in 'n avontuurtyd. Mense wil nou goedes doen, mense wil daai quick fix op hulle satisfaction en gemak hê. Maar die boek Eendag is te ver, Jaco Strydom se nuwe boek. Hy's 'n goeie vriend van my. Hy het al 'n boek geskryf, Confessions van Kerkwees, wat ek net so baie geniet het. Hy het 'n podcast, Moeilikheid is ons besigheid, waar hy ander mense in ons land se stories vertel. En dan nou hier 2025, sy boek Eendag is te ver. Jaco, goeiedag. Hi, Iwer, is lekker om met jou te gesels. Ja, ek geniet, ek sê nou voordat ons nou begin gesels het, net is vir my altyd lekker om met jou ook te kuier. Ek het eens geweet jy het 'n nuwe boek wat uit is nie, maar groot is die opgewondenheid oor die boek. Ek wil sommer hê jy moet inval deur vir ons sommer net 'n bietjie te share oor ja, die inspirasie agter die boek. Almal ken nou jou werk wat jy doen. So ek glo deel van dit kom vanuit dit, maar sommer net uit jou hart uit, ja, die inspirasie agter Eendag is te ver. Ja, ek het dit maar net so uitgewerk dat 'n groot deel van my lewe ek met jong mense spandeer, veral hoërskooltieners en naskoolse jong mense. Ek bly hier in die Eko gemeenskap. Ons sit nou hier gesels, hier's 'n hoërskoolhuis hier langs my en 'n naskoolse huis oorkant en nog 5 huise hier naby. En vir die laaste, ek dink 25 jaar werk ek eintlik met jong mense. En ek onthou destyds, ek het eers op Potch geswat en toe het ek in Indië gebly vir 'n jaar en daarna toe ek by Tikkies kom swat, toe gaan bly ek in 'n kinderhuis. En ek het eers later uitgefigure hoekom ek die jaar in die kinderhuis saam met 12 seuns moes bly. Maar toe is my journey is toe net jong mense. Toe het ek 'n spreekkamer by skool vir lank gehad en ons soos jy 'n hordes jeugweke en jeugkampe en jy weet jeugaksies en jeugeredienste en is so groot deel van dat ek gedink het my blootstelling maak dat ek dink dat ja, ek het nogal gedink daar's baie mooi stories wat ek raak geloop het en frustrasies en so aan. En dat ek ook gevoel ek onthou begin verlede jaar het ek op 'n stadium gevoel van die jeugliteratuur wat daar is daarom weet hulle is so asof hulle so down talk met tieners en jong werkende mense, jy weet, asof hulle so eintlik dink hulle is nog te jonk vir die groot gesprekke. En asof ons nie verreken dat hierdie ouetjies kan Google en hulle is eintlik baie beter ingelig dikwels as ons nie. So ek het gedink die gewone issues raak ook jong mense. So ek wil oor jeuggoeders praat, die tipiese goed wat hulle raak, maar die ander goed soos hoe is jy 'n vredemaker in hierdie land met al sy onvrede? Gewone goed waaroor gewone mense praat. Raak op tieners en ek het gevoel dit is altyd so half asof dit geestelike entertainment is van die jeuggoeders wat daar is. Jy weet jy met die kinders wel so 'n bietjie besig hou tot hulle groot is en dan kan hulle nou in die groot gesprekke deelneem. So daai frustrasie, het ek gevoel, kan ons nie 'n bietjie 'n boek hê waar ons met jong mense praat soos asof hulle nie down talk nie, jy weet, asof hulle regtig 'n bydrae het en ons ook baie uit om by hulle te leer. En dan die laaste ding was ek dink ons samelewing onderskat jong mense, die bydrae wat hulle kan lewer. Dwars deur die eeue het jong mense 'n merkwaardige verskil gemaak. Dikwels het mense is die grootste verskil in die samelewing gemaak deur jong mense van 17, 18, partykeer jonger in die Bybelse tyd ook. En nou met 'n jong mens deesdae so al wag, die subtext in ons samelewing is, jy kan eers 'n verskil maak as jy klaar is met skool. En as jy hopelik 'n graad het, dan kan jy nou eintlik deelneem aan die groot gesprekke en impak maak en dan kan die Here nou gebruik en kan jy nou 'n verskil maak in ons samelewing. En ek dink die boek is so 'n poging om te sê nee man, eendag is te ver, kom ons
kom ons doen nou al, en miskien is jeugbediening is nie in die eerste plek 'n bediening aan jong mense net nie, maar 'n bediening saam met jong mense. Ons beter hulle as vennote sien, en ek dink ons het hulle meer nodig as wat ons net altyd dink hulle het ons nodig. So dit was iets, al daai mengelmoes van goed en so. Nee, ek moet sê, Jaco, ek was nogal kwaai uitgedaag, omdat ek is in daai posisie wat ek met 'n groot groep jong mense werk, en dit wat jy sê, het my nogal in die boek ook uitgedaag om ons, en mense doen dit elke doelbewus nie, maar ons bubble wrap hulle so 'n bietjie by die huis, by die kerk en by die skool. En jy het daai vermoë oor die jare wat mense jou ken, jou lewe spreek van dat jy jong mense nogal nooi en uitdaag tot 'n alternatiewe storie as wat die hoofstroom storie is, en ek lees dit duidelik in die boek. Daar's nie net lewenslessons nie, maar dis ook lewensstories. Dit is goed wat jy geleer het, dis goed wat jy by jong mense geleer het. Maar wat sou jy sê, mik jy die boek spesifiek net op die ouderdomsgroep, die tieners self, want die boek het waarde vir my wat met die tieners werk ook, om so bietjie in hulle, bietjie behind the curtain, agter die gordyn te kan kom en te sê, maar wat kan ek doen om daai jong mense te nooi en uit te daag tot 'n alternatiewe storie. So hoe sal die boek sin maak vir volwassenes? Ja, so ek het die boek geskryf spesifiek vir daai ouderdomsgroep, well, give or take, so 15 tot 25, tieners en dan 'n bietjie ouer tieners en miskien studente en so aan. En maar ek hoop dat dit ook van waarde sal wees vir onderwysers, jeugwerkers, maatskaplike werkers, pastore. Die een Onnie het die boek gelees, of 'n deel van hom gelees en gesê dadelik, nou het sy lekker stories vir skoolopeninge en vir of ander het gesê hy kan lekker van hierdie goed. Hy sal dit met sy belydensklas of met sy CSV groep, en daar's lekker materiaal wat eintlik maar net miskien 'n storie lees of So aan die een kant hoop ek dat dit vir 'n tiener iets sal wees wat al aan sy bed lê, of 'n student, en wat hy hierdie ding lees, ek het hom ook so geskryf, is korterige verhale. Van dit is net 'n bladsy, van dit is so 4 bladsye max. Maar dit so iets is voor jy gaan slaap, dan lees jy iets, en van dit is sommer net stories, en dan sal van dit, daar's selfs so 'n hoofstuk oor hoe lees ek die Bybel, of oor gebed, maar daar's baie goed sommer net oor die issues van ons tyd, en sommer net interessante stories oor goed wat jong mense aangevang het, en ek self aangevang het. En toe sien ek, die interessante ding is, en ek het maar so gehoop, want ek dink, ek het al baie gesien in 'n jeugdiens of 'n tienerdiens, dan sal die ouer mense kom en sê hulle nou verstaan hulle ook. En dit is eintlik baie lekker om vir jong mense te skryf, want dan is die pretensie bietjie minder, daar's meer vryheid amper in dit, en ek dink dit maak dat dit nou vir ouer mense ook aanloklik is. Had 'n ou hierdie week, hy was in die hospitaal, en ek het vir my kollega die boek gegee en gesê hy moet sommer net loer en sê wat hy dink. Toe gaan gee hy dit vir die ou in die hospitaal, 'n ou vir wie ek baie na opkyk, Dani, hy's 65. En hy het die hele boek klaar gelees in die hospitaal, en hy het gesê, nee, hemel, dit beteken baie vir 'n volwasse ou. So lyk my, wel in Suid-Afrika is jy 'n youth tot op 34. En partykeer moet ek, my ouderdom praat ek nou nie meer net met jong mense nie, maar ek moes nou die dag by 'n huis ver genoeg, 'n ouete huis, is nogal 'n naam vir 'n ouete huis, 'n huis ver genoeg. Moes ek daar praat, en toe sê ek vir hulle, nee, wat julle is net langer jonk as die mense met wie ek werk. En ek hoop dat dit tog, ek dink die goed raak ons maar almal, en is nou net bietjie meer jeugvriendelik geskryf. Ek het ook van die goed wat ek in die meer ander boeke wat meer gerig was op volwasse leser, het ek eintlik so bietjie herskryf, so hier en daar, en dit meer jeugvriendelik gemaak, maar omdat ek dink ek nie probeer downtalk asof jong mense so bietjie dom is nie. Lyk dit vir my raak dit nou almal, en dit maak my baie bly. Ja, ek wil eintlik so bietjie sommer net 'n tree terugvat in jou eie storie, Jaco, want dit moet tog iewers vandaan gekom het dat jy daai hart en daai passie vir jong mense het, en baie mense het daai passie, ek het self ook daai passie, maar jy soos ek vroeër gesê het, jy challenge en jy daag jong mense uit en jy nooi hulle tot 'n radikale ander storie as wat, en ek gebruik myself
wat ons dikwels in die kerk aan hulle verkoop of aan hulle blootstel. Wat was dit vir jou wat vir jou op die radikale avontuur Jesus pad gesit het? Wat gemaak het dat jy nou jong mense ook nooi op die pad? Ja, die filosoof Kierkegaard, Søren Kierkegaard het gesê, leef vorentoe maar jy verstaan agteruit. So klomp goed maak nou sin as mens terugkyk dan pas die puzzle. So ek weet die Here werk verskillende mense, maar ek het so stormagtige kamp bekering gehad in graad 11. En ons het dadelik gevoel toe ek en Colin Smith, ons was so klomp ouens wat vandag in die bediening is op dieselfde kamp. Ek dink Johan Smith was nog een van die kategese onnies, was op 'n belydeniskamp van Fontainebleau. En 'n klomp van ons het net op die ou en voltyds ek dink ons is almal voltyds in die bediening, maar ek sê ons is nou die professionele Christene, ons word betaal daarvoor. Maar daai tipe bediening beland na daai kamp. Maar ons het onmiddellik daar was mense van Mesaksie. Mes was nog baie klein daar in Hielbrau. Ek dink hulle was 9 mense wat alles opgegee het en gekies het om nie op die gemaklike voorstede te bly nie, maar in die hartjie van Hielbrau in 'n ou bordeel. Pieter Bosch en van daai mense. En ek was hierdie tiener ouetjie en ek het ons was op so 10 Days of Hope. Hulle doen dit vandag nog. In Hielbrau het ons gaan bly op so 'n kamp. En daai ouens was op die kamp waar ek tot bekering gekom het ook. En ek het hierdie Pieter Bosch so gesien met sy jas, jy weet, in die winter, en ek gewonder wat sy geheime ken hy, dat hy so vry is, dat hy dit kan doen, dat hy kies om in hierdie donker gat te gaan werk. En ek het ander mense ontmoet, en ons het begin voel die Here ons gebruik, jy weet, die weirdste goed. Ek onthou, ek het langs 'n ateïs ouetjie gesit op skool, wat baie krities was, en ek en hy het net sommer net vriende geraak en ons gechat. Ek onthou hy en sy pa het nog 'n helikopter by die huis gebou. Dit was vreeslike interessante ou, weird ou, vreeslike wel-of mense en so aan. En toe het hy radical tot bekering gekom, en eintlik, ek dink nie as gevolg van my nie, maar ten spyte van my, maar ek het hierdie gevoel gehad, die Here kan my dalk nou tog gebruik, jy weet. Ek het baie droog gemaak op skool, en ek het, ons was in Randburg, so ek het laat in die skool ingekom, en toe die hoofseun my gevra om 'n opening te doen. In my keel was so hees, ek het gehoes en geproes, ek het gewens ek gaan dood, jy weet, voor die tyd. Ek het actually nogal gekop out, jy weet, uitgekouerd, net voor die opening, te sê van nee, ek gaan dit nie kan doen nie, want ek het so skool gebank en droog gemaak, ek gaan mos nie nou kan open dis nie, en hy het net gesê, jy doen dit, en weggestap, en toe moes ek dit doen, en ek het 'n ding daar uitgegrom en gehoes, en daai gevoel wat jy kry is jou, as jy weet, hulle sê, one of the greatest needs is the need to feel needed. Dat jy tiener gevoel het, skielik het jou lewe betekenis, die Here kan jou actually gebruik in mense se lewens, en so ek moet sê, daai blootstelling aan Hielbrau, ek was toe baie betrokke in Hielbrau as 'n tiener al, by allerlei goed, daar voedingsskemas en goed, en as 'n student het ek in Indië beland, 'n jaar lank daar gebly, en die weirdste goed beleef, en toe by 'n kinderhuis beland, sonder dat ek dit beplan het, jy weet, en saam met die 12 seuns gebly, en ek het nooit gedink, ek onthou nog, ek het vir 'n pel gesê, nee, ek weet nie eintlik wat ek gaan doen nie, want ek dink nie ek wil 'n gewone dominee word nie, maar, en toe is ek so verbaas, later, toe word dit jong mense, jy weet, toe kry ek 'n jeugpos by in Valeria, en hulle sê, toe is 'n jeugpos gerig op die gemeenskap, so ek kan toe 'n spreekkamer by skool begin, en ons het altyd gesê, die vraag is nie, wat sal die kerkkinders mis as ons kerkie mee bestaan nie, maar wat sal die gemeenskap se kinders mis? En toe het ons al wat jy weet, ons het ons storie, Ekko se storie so bietjie daai, soos Jesus wat vertel van die partytjie wat hy gedoen het, en die goeie ouens was die toe gaan kry, al die ander lot wat eintlik uitgeworpe is, jy weet. So toe het ons skielik die weirdste kinders, wat by dit lyk of die kerk brand soos die kinders rook op 'n Dinsdag. En hulle kom ons toe, en ons kom agter, hulle sal enigiets doen om net nie by die huis te wees nie. Ons het toe vir die skool gesê, gee vir ons julle kinders wat die meeste demerits het, die kinders wat julle wil skors, gee vir ons daai kinders. En ons het 'n pad met hulle begin stap, en toe het ons skielik hierdie 2 groepe kinders, hierdie heavy aan die brand kinders wat 'n verskil wil maak, en die heavy van die pad af ouens, en dis tot vandag toe ons dink. En toe het ek net agtergekom, maar jy weet, ons maak 'n fout as ons dink, ons het net baie om vir hierdie kinders te leer. Jy weet, ons het in ons gemeenskap 'n ouetjie wat 'n kindersoldaat was in die Kongo. Ons het 3 meisies wat oor land gevlug het van Burundi af toe hulle 14, dink 9 en 7 was. Jy weet, dis
jy kan nie glo wat die goed wat hulle deur is nie. Ons het 'n ouetjie wat geskort is uit die verbeteringsskool. Ons het, jy weet nou, en ek het net agtergekom, ons het verskriklik baie om by hierdie kinders te leer. En ons het altyd ook hierdie gewone, amper gewone kinders uit goeie huise, wat dan kom sê het, maar hier's 'n lekker plek waar ons kan omgee en 'n verskil kan maak. En nie daai skeiding maak tussen die droogmakers en die sogenaamde, met die jocks en die washouts nie. En nee man, Jesus was die kerk met die een plek wees waar dit nie gebeur nie. So, ek beleef dit verskriklik opwindend, tieners, en ek het ook agtergekom dat as jy in tienerbediening is, kan jy wegkom met moord. Jy weet dit waarskynlik daai. Jy kan goed sê wat jy nie vir die volwassenes kan sê nie, jy kan goed doen en jy het 'n verskoning, jy verskriklike vryheid en verskriklike energie. En dan het ek ook gesien studente en jong werkende mense is ek het dit daar by julle ook beleef, is die wonderlikste bate vir 'n gemeente. Dis ouens wat jy weet, wat ongelooflike energie het, wat nog droom, hulle het nog nie opgegee soos die ouer mense op die idees nie. Hulle is verskriklik kreatief, maar hulle is so 'n bietjie selfstandig ook, jy weet, hulle kan al 'n bietjie beweeg en so ek het gesien ook daai groep, studente en jong werkende mense, is die amazingste ouens wat 'n verskil kan maak. En dit is 'n groot voorreg om saam met hulle te werk en nie net so 'n bietjie iets vir hulle te probeer doen nie. So ek baie inspired, jy weet, hierdie jong mense. Jy sal sien in die boek ook, vertel verskriklik baie stories van die weirdste goed wat hulle gedoen het. Ja, jy sê juis in die boek, Jaco, 'n aanhaling wat eintlik so eenvoudig is, maar soveel krag dra. As jy werklik gelukkig wil wees, kry vir jou iets wat die moeite werd is om te doen. En ons lewe in 'n tyd en in 'n samelewing waar elke ouer die teenoorgestelde eintlik vir hulle kinders leer, bewustelik en onbewustelik. Kry vir jou iets wat die meeste geld maak om te doen. Kry vir jou iets wat jy kan doen wat vir jou die meeste aansien gee. En hulle doen dit nie intentioneel nie. En hier kom jy en sê, as jy ware geluk wil hê, moet jy iets vind. Dink jy ons jong mense is daar, en hoekom is dit vir jou belangrik om oor daai tema te praat? Jy praat nog 'n paar plekke oor om weird te wees, en op 'n paar plekke praat jy van oor hoe gemak jou eintlik nie goed is vir jou nie. Hoekom dink jy jong mense snap dit al, as jy nou sê ons kan by hulle leer, is hulle al daar? Ja. Ek dink ou moet dit vroeg besef, jy weet, die lewe kan maklik, die ou wat sê hy het sy lewe lank aan hierdie leer geklim en dan kom hy agter die leer was hy altyd teen die verkeerde muur. Aan die een kant, aan die ander kant, Jesus was net, hulle praat van countercultural. Hy het vreemde idees oor materiële besit en finansies en by mekaar, maar jy weet, vir ons wêreld werk dit so, as jy wil suksesvol wees, moet jy by mekaar maak, status, geld, goed. Jy weet, die student dink, as ek net klaar is, as ek my graad het, dan gaan my lewe sin maak en ek gaan 'n verskil kan maak. Die werknemer dink as ek net eendag die baas is, die baas dink as ek eendag die eienaar is, die eienaar dink as ek net nog besighede besit. Jy weet, en jy skuif eintlik maar net die goalposts. En nou kry jy volwassenes wat 10 keer meer het waar geword as waarvan hulle gedroom het toe hulle kinders of studente was nog steeds nie happy nie. Hulle skuif nou maar, hulle glo nou maar net daar's nou nog 'n ander ding wat moet gebeur. En amper elke advertensie word ontwerp om vir jou te sê wat jy, daai een ding wat reeds genoeg het, wat jy eintlik nou nog nodig het om gelukkig te wees. En dan het ons vreeslike materiële voorwaardes vir betekenis en geluk. En ek dink ons praat te laat, ons wil met volwassenes oor daai goed praat, maar ek dink ons 'n jong mens moet dit vroeg al in sy lewe besef. Weet wat? Geld en materiële goed en gawes en status en al daai goed kan waarde hê as dit nie jou voorwaardes vir geluk en betekenis nie. As jy jou betekenis en jou geluk op 'n ander plek kan kry, dan kan daai goed instrumente wees wat jou eintlik 'n groter seën maak, wat jou eintlik, jy weet, God se genade is veronderstel om net na ons toe te vloei, is veronderstel om deur ons te vloei. En hulle sê the greatest need is the need to feel needed. Jy weet, veral ek sien hoe 'n jong mens se lewe verander as hy die dag besef of sy die dag besef, maar die Here kan my gebruik. Of my lewe het sin. Ek sien dit met hierdie jong mense wat ons het agtergekom van hierdie vreeslike broken jong mense, dat ons het eers gedink as hulle nou net inner healing kan hê, as hulle nou innerlike genesing kan kry, dan gaan hulle fine wees. Ja. Maar dit help nie net dat hulle hang-ups van die verlede kon
van genees word tipe van nie. En hulle bly slagoffers in die toekoms nie. Hulle het eintlik hierdie slagoffer attitude van die wêreld skuld my iets en weet ons het die ouetjie, hy's nou al 3 jaar uit ons huis uit, maar dan bedel hy nog steeds vir 'n cricketkolf by 'n oom en hy het daai victim mentality vir die res van sy lewe. Dit help nie. Wat ons gesien het as 'n jong mens by 'n punt kan kom waar ek voel ek het 'n bydrae aan te lewe, ek kan 'n verskil maak en ek het 'n lig om te skyn en as dit donkerder is dan neem my waarde eintlik toe dat daai jong mense regtig 'n meer groot kwaliteit lewe het. En jy weet dan kry jy 'n jong mens wat of hy nou in Suid-Afrika bly en of hy in Mosambiek opeindig op jy weet daar in 'n vlugtelingkamp om daar te help en of hy of sy in Europa eindig dat hulle eintlik gelukkig kan wees. Want Jesus het gesê om te gee maak jy gelukkiger as om te ontvang. En ek dink net ons jong mense is jy weet en die boodskap van die volwasse wêreld baie keer aan jong mense is dis nou die tyd om net te vat. Jy jong mense jy kan so 'n bietjie help, jy kan bietjie skorrelgoed was. Jy kan so 'n bietjie nou en aan die kar was, jy kan dalk so 'n bietjie op 'n kort termyn dingetjie gaan, maar dis jou tyd waarin jy moet vat. En eendag as jy nou klaar is, as jy nou klaar is met skool en verkieslik nou klaar is met jou graad, dan kan jy nou begin ook 'n bydrae lewer. En ek dink dis dom. Dis amper daai ding van, jy weet Paulus wat sê ek moet nog met julle praat as vir julle babietjies is. Jy weet 'n babietjie, die volwassenheid is eintlik groei in die neem van verantwoordelikheid. Jy weet 'n babietjie kan net vat. En dan kan jy later sê die kind word nou groot, sy kan nou al vir haarself 'n bietjie kos maak. Jy weet sy kan nou al self 'n broodjie maak. Maar ultimate volwassenheid is wanneer jy sê maar ek kan vir ander mense kos maak. Ek kan nou begin omgee vir ander en ek kan actually die wêreld 'n bietjie beter maak vir ander mense. En ek dink ons wil te laat oor daai goed praat. En ons wil as met dit praat asof dit 'n kantlyn saak is. Vir Jesus was die definisie, uitgesê liefde is die heel belangrikste. Die definisie van liefde is om onselfsugtig te wees. Om nie te vra hoeveel kan ek vat uit hierdie wêreld nie, maar te vra watter verskil kan ek maak met wat ek reeds het. En dis juist ek dink dis juist die uitdaging nou, Jaco, as jy nou die boek die land ingaan eendag is te ver by boekwinkels en plekke, is dikwels die mense met wie tipe tieners en jong mense wat ek mee werk, wat dit kan bekostig. Maar ek glo dis hulle wat dit die nodigste het, maar in ons kultuur en ons samelewing is dit dikwels die tipe stories en die tipe lewenslesse wat hulle wil vermy. Hoe vra hy nou van my om meer te gee? Hoe vra hy nou van my in die fase van my lewe om nou selfloos te leef? En ek bedoel die stories wat jy vertel is nie maklike stories. Ook in die boek, daar's hoofstukke wat nogal baie pyn en baie hartseer ook bevat. So ek dink is nodig dat ons jong mense hier in die ooste van Pretoria of daar in Durbanville of daar Stellenberg of daar Parel, nie dat daar ander plekke, maar ek dink dit is nodig dat ons mense die boodskap hoor. Jy kan 15 jaar oud wees en al reeds 'n massiewe verskil maak in die wêreld of net in jou community. En my vraag eintlik vir jou is daai hele ding van hoe kry ons jong mense om net hier eers te fokus? Want as jy hier kan, as jy by jou maatjie kan, as jy by die plakkerskamp langs jou kan, as jy by jou huishulp kan, dan het jy al klaar eintlik 'n groter verskil gemaak. Want nou lewe ons in die, sorry to say, ons lewe in die Elon Musk mentaliteit en die Andrew Tate mentaliteit. Jy moet global, jy moet SpaceX kan besit en dan gaan jy die wêreld verander. En ek dink as jy net jou maatjie, julle huiswerker se dogter wat jou ouderdom is, sê daar kan die verskil maak, dan het jy al klaar eintlik die wêreld verander. Ja, ek het nou jy's in die boek dit ook probeer aanmoedig. Jy weet ek het so hele hoofstuk oor hoe help ek my pel. Ja. En net jou
ek sê vir die ek sê daar en ek praat is maar eintlik baie praatjies wat ek al gedoen het wat nou in stories en wat ek nou geskryf het, jy weet, maar ek sal altyd sê wat dink die kinders as die juffrou jou kantoor toe stuur en hulle kyk op, hulle sit in huiswerk doen, nou staan jy daarvoor. Wat dink hulle? Dink hulle ja, maar selfsugtig, vol van haarself. Is hy ou so 'n player of 'n joller of jy weet altyd oordryf altyd alles gaan net oor hom of oor haar. Of dink hulle as ek enige probleem het, sal ek graag met hom praat. Ek kan haar vertrou. En om te sê maar wil jy nie daai persoon in die skool wees wat die lewe vir iemand anders beter maak nie. Jy weet, so ek het 'n hele ding met 'n klomp riglyne oor hoe help ek my pel. As my pel depressief is, as ek agterkom hierdie ouetjie begin selfmoordgedagtes kry, as ek agterkom hierdie ou vriend van my se ouers is geskei of jy kan mos partykeer net in 'n ou se oë sien of in 'n meisie se oë, aan baie sleg. En so klompie riglyne om te sê maar jy het 'n rol om te speel. Jy kom by op plekke waar die skoolsielkundige en die onnies en die dominees en die pastore nooit gaan bykom nie. Dis eintlik die eerste front. Joeg, en ek het mooi stories raak geloop. Destyds toe ek die spreekkamer gehad het van kinders, wat vir ander kinders die wêreld beteken het. Jy kan nooit jou pel se sielkundige wees, jy moet ook nie probeer nie. Ek bedoel, daar's baie waarskuwings wat om nie te doen. Want jy kan meer skade as goed doen. Maar daar's actually iets wat jy kan doen. Jy weet, ons het so 'n spreekwoord by Echo wat sê omgee word gespel M-O-E-I-D-E, moeite. As iemand moeite doen, dan glo jy gee om of sy gee om. En om net te sê man, en ek dink dit kan dalk so 'n bietjie 'n ding ster om te sê ja, okay, ek dink die Here kan my dalk ook gebruik. So dis hoekom ek ook so baie stories vertel. Ja. Want ek dink stories trek, dit bly so 'n bietjie by jou en ek onthou, ek het goed gelees toe ek jonk was. Ek het nog altyd baie gehou van lees. En dan lees ek 'n ou het see toe geroei, jy weet, dan dink ek wil ook. Of ek lees 'n ou het iemand het jy weet Floyd McClung het daar in Afghanistan in die strate gaan bly en al 'n vreeslike avontuur daar beleef. En is ongelooflik gebruik. Dan dink ek maar ek wil ook. Jy weet, en my hoop is dat die boek so bietjie by jong mense daai gevoel sal skep van ja, kyk wat het ander jong mense gedoen. Ek wil ook. Ja. Ek wil ook nie net die boring selfbehepte lewe leef nie. Ek wil ook 'n lewe leef wat nie net suksesvol is nie, maar wat purposeful is, wat saak maak, jy weet. Ja. En ek wil So ook 'n verskil maak en so. Ja, ek dink jy ons in die kerk, en ek sê ons, wanneer ek praat met myself ook en die vraag, dink jy ons skep genoeg ruimte vir jong mense om te kan bietjie die risiko van wat dit is om Jesus te volg, wat dit is om so weird soos hy te wees, wat dit is om op die rand van die samelewing met daai mense te connect. Want 'n vraag wat ek vir jou vra is juist dit, dink jy jong mense glo dat hulle kan 'n verskil maak vanweë wat ons hulle leer by die kerk? Want ek prop hulle vol inligting en just man die Bybel verstaan en ek dink as plek vir dit en scripture memorization en verstaan tog net justification by faith. En dan lyk dit nie hulle gaan doen iets met dit nie. So dink jy ons maak ruimte en hoe kan ons ruimte maak vir jong mense om so weird soos Jesus te wees wat een van die hoofstukke is in die boek? Ja, en wat Jesus weird gemaak het is hoe hy oor die grense van mense gestap het. Dat hy deur die Samaritaanse dorpie gaan. Dat daai Samaritaanse vrou wat 5 mans gehad het en hierdie een is die hare en sy het nog 'n dwaalleer aangehang volgens Jesus in daai teks. Jy weet, Jesus sê, nee, julle glo verkeerd. Sy word die eerste sending. Dis die eerste persoon wat gaan sê, kom kyk die Messias. Jy weet, die tollenaars met hulle partytjies en al die goed wat Jesus oor geld gesê het, wat hy gesê het oor die armoede. Jy weet, Jesus het nie gesê ek was honger, julle het vir my gebid en ek was dors, julle het vir my gepreek en ek was 'n vreemdeling en julle het teologiese debat gehou. En hy het gesê ek was honger, julle het my iets gegee om te eet, jy weet, ek was dors en my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves. En ek dink een ding Iwer wat vir my partykeer voel is ek dink miskien nie net met jong mense nie, maar ek dink ons water bietjie die evangelie af. Ons maak sy skerp hoeke bietjie rond. Jesus was
jy weet, ek sê dit ook in die boek, selfs 'n dooie vis kan stroom afswem. Maar Jesus was nogals lynreg teen die kultuur van sy tyd, of veral die kultuur van die godsdienstiges van sy tyd. So hy rebelleer teen hoogmoed en wat eintlik die wortel is van rasisme en 'n klomp van die ismes wat ons het. En hy's goed vir sy vyande. Jy weet, ek wil ons downplay daai goed verskriklik. En ek dink en soos Henry Nouwen sê, Jesus se opdrag dat ons moet goed wees vir ons vyande is die moeilikste ding wat hy vir ons vra, maar sonder liefde vir jou vyande is daar geen evangelie nie. In ons land met al hierdie verdeeldheid en hierdie vooroordeling goed kan regtig doen met mense wat die mees basiese Jesus goed reg leef en raak leef. So ek dink daar is 'n groot onus op ons om die antieke konteks die moeite te doen om dit regtig te skets, want ek dink Jesus, as jy dink dit was moeilik om 'n Christen te wees vandag. Jy weet, daar in Efese in die antieke tyd, in die eerste eeu. Jesus, papi, dit was baie moeilik. Jy weet hulle die dood. Jy weet 'n tiener van 16 of 17 sou al soveel lyke gesien het. Sou al soveel dooie mense gesien het. Jy weet die konings het sommer partykeer die koppe van hulle vyande op die palle gesit. Die kruise was juis so jy moes ryk wees om in die Kolosseum te gaan kyk hoe die mense mekaar doodkap of die Christene doodmaak. Maar die kruise was so geplant langs die paaie dat jy dit moes sien. Dit was jy kon nie maak of jy dit nie sien nie. Jy weet, dit was in your face. En ek dink eintlik die Bybel sou 'n baie hoë ouderdomsbeperking gehad het as ons 'n fliek van hom sou maak. Met al hulle goed, want die Bybel spaar ons nie die detail van hoe moeilik die omstandighede was waarin God se mense 'n verskil moes maak nie. En nou kom ek agter met van die tieners wat hier by ons is, jy weet, as jy oor daai meisie se lewe 'n fliek sou maak, sou dit 2 tot 18 wees. Sy sou in jou eie fliek kon kyk nie. So is in elk geval so blootgestel aan die brokenness en die slegte en die hartseer en die goed. Dat ek dink ons kan net sowel bietjie stryd, honest, eerlik, op die man af, op die girl af, daaroor praat. Aan die ander kant dink ek 'n ding is, ons moet ook weet, ons kan mense net vat baie keer na waar ons is. Ek hopelik verder, maar kan ons hulle motiveer om verder te gaan. Maar daar is ook iets van 'n disipel. Ek en Stefan Joubert het hierdie week selfs. 'n Disipel kry nie net 'n klomp inligting by sy of haar guru nie. 'n Disipel kry sy guru se passie. Dis aansteek. En as jy net so half veilig speel, jy's 'n jeugwerker of 'n dominee of 'n pastoor of 'n geestelike leier of wat ook al, jy wil mense beïnvloed met hierdie radikale Jesus in die pad wat hy stap het, maar jy steek nie die grens oor nie. Jy weet, jy sal baie moeilik mense kry om grense oor te steek wat jy nie bereid is om oor te steek nie. Maar as jy sê ek gaan saam met jou stap en ek sal saam met jou wag en eintlik sê ek het al in die geheim baie hierdie grens oorgesteek. En nou wil ek jou saam met my, sonder om dit in die groot klok te hang, sonder om sosiale media's show daarvan te maak, wil ek jou nou 'n bietjie saam met my oor die grens. Dan raak dit 'n baie organiese ding en dan kom ek agter daai tieners sal saam met jou deur die vuur stap. En aan die ander kant uitkom en nog meer lewendig voel en minder bored en minder depressief wees, want skielik is die avontuur van die lewe terug, want ek het iets om te doen met my lewe. So ek dink ons met die evangelie meer radikaal verkondig, maar ons moet flippen ook meer radikaal lewe as ons wil hê. Want dit is die conviction wat ek nou in my hart net voel rondom net 'n vraag vir myself, hoe as ek my passie moet duplicate hier in Oosterlig, wat sal gebeur onder ons jeug? En dis dalk 'n vraag wat elke jeugwerker voordat hulle die boek optel, voordat hulle eendag is te ver optel en sê, nou gaan ek delf in dit om net dalk 'n gebed of 'n oortuigingsvraag of 'n roepingsvraag vir hulle self te vra. Ek dink dit sal in elk geval goed wees om te sê, Here, as ek die boek klaar gelees het, wat gaan binne in my verander? Want dit gaan veroorsaak dan dat iets binne in my tieners verander. Dis nou maklik om en ek dink mense moet dit doen. Koop vir jou tieners, koop vir jou belydennisklas, koop vir elkeen 'n kopie van die boek, want ek dink dit kan hulle help. Ons gee altyd Bybels, ek grap altyd om te sê, as jy eers by graad 11 vir 'n tiener 'n Bybel moet gee nadat hulle nou deur 'n formele program is, dan is dit eintlik bietjie te laat.
Maar ek wil sommer mense aanraai om juis vir hulle groepe, ek dink vir graad 7 groepe is 'n goeie plek vir daai oorgangsfase. Ek dink vir jou belydennisklas, ek dink vir jou eerstejaartjies om eendag is te ver kopieë te koop, gemeentes, skole koop dit, maar dan ook om in jou eie hart vir jouself te sê, maar ek wil die boek lees sodat iets binne in my ook aan die brand gesteek kan word. Assuming dis daar dalk ietsie wat in jou hart aan die brand was, wat dalk bietjie dood gegaan het of iets wat net 'n bietjie blaas nodig het. En mag die Here ook sommer vir jou lei om dit te kan doen. Jaco, ek wil bietjie weer fokus net op die boek self. Die cover het ek gesien is mooi geel. Ek dink geel is nou 'n baie trendy kleure. Jy kan dit nie wegsteek nie. Altyd jou boeke het 'n foto opgehad, 'n foto van jou of so. Hoekom het julle gedink aan die gepaste cover vir eendag is te ver? Nee, dit is maar die uitgewer, iewers as jy weet, hulle kom met voorstelle en ja, ek het gedink is nice, ek het die boek hierso. Dit het 12 nie te flashy is nie. Ja. En jy is so 'n bietjie laat wonder dalk mense wat stap op 'n pad. Ek het gedink is nice, jy weet, toe Susan stuur toe sy in 'n paar klere, toe sê ek nee, kies die geel. So eintlik dit was nie 'n big deal nie hoor. Ek het eintlik my nou gedink. Later toe dink ek flip, ons moet dalk 'n beter cover kry, ek weet nie. Nee, wat ek wou sê is juist is dat hy staan lekker uit en ek dink veral as jong mense die boek optel, want hulle soek 'n bietjie ietsie wat ja, as dit nou 'n foto van 'n Bybel en 'n pad en 'n bietjie te ver van hulle af. So ek dink is 'n goeie cover vir jong mense. Ja. Ja. Nee, die ander ding is Jaco oor die boek is wat kos die boek? Waar kan mense dit kry? En dan het ek nog so 'n paar vragies vanuit die inhoud van die boek uit. So ek wil maar net bietjie teruggaan na die boek self toe. Hoeveel kos hy? Waar kan ons hom kry? Daai tipe goed. Lyk my hy behoort nou in die volgende ek dink teen tyd van hierdie uitsending gaan hy op die rakke wees. Hy behoort van begin Mei af op die rak te wees. Maar ek dink maar by al die boekwinkels, Exclusive Books, Graffiti, Bargain Books, Koem Boeke dink ek gaan hom op die rak sit actually. En ja, en dan kan hulle dit seker by Lux Verbi self ook bestel. Ek hoop hy gaan op Kindle ook wees. En maar by al die boekwinkels, Amazon en so aan, ja. En sy prys, weet jy al sy prys? Op hierdie stadium, die prys wat ek sien hulle om voor adverteer, NB, die uitgewers, Lux Verbi, is R270. So give or take. 270. Ja, dit is 4 Starbucks frappuccinos. So as 'n tiener 4 frappuccinos kan mis, of as 'n ouer voel oor die R270 om in my kind se geestelike lewe te invest vir lewenslank. Yes, dan ek dink hierdie twee kan vergelyk word. So ek wil regtig mense aanraai om dit te gaan kry. Ek sal self ook 'n paar kopieë kry, Jaco, en hou hier by my vir daai moeilike tieners of selfs daai selfsugtige tieners of daai oorgewigte geestelike tieners. Hulle is vol inligting, maar hulle het nog niks daarmee gedoen nie. Ja, ek het 'n paar vragies wat ek sommer net weer net byst op die inhoud. Wat dink jy eerstens is van die groot leuns wat jong mense glo oor hulle self? En hoe antwoord die Jesus verhaal van daai leuns wat jong mense glo oor hulle self? Wel, die een leuen wat nou sommer in die titel is dat is eendag, nê, dat die groot dinge gaan eendag gebeur en is eintlik besig om te gebeur. Jy weet hoe my pa en ma is oorlede en ek onthou ek gedink het elke keer was dit vir my so vreeslike skok wat ek gedink het, joh. Ek dink deep down het hulle gedink die skip gaan nog eendag kom, die lewe gaan nou nog eendag gebeur. En dit was besig om te gebeur, jy weet. En dit was 'n groot wake-up call vir my. Om te dink maar is net vandag, eendag is te ver. Ja. So die leuen dat ja, ek dink een van die Oosterse geleerdes het gesê die grootste leuen is daar's nog tyd. Jy weet en om te weet maar die lewe gebeur nou en ou moet ek het in my lewe agtergekom, mens moet goeders probeer doen wat jou alive laat voel, wat jou lewendig laat voel. Nie net gemaklik en lekker goed nie, maar goed wat jou lewendig laat voel. En wat jy op 'n pad sit waar
waar jy nie net belangriker word en ryker word, soos ons nou gesê het, maar waar jy regtig 'n beter mens word en waar jy vryer word. Nie net vry van dwelms en ons praat so klein bietjie daaroor, maar ek praat Ja, as ja. aanslawings, jy weet, selfsug en gemak en wat ook al. Om vry te wees, as jy kan vry wees van daai goed. En jy verwondering kan herontdek, jy weet, as jy 'n lewe van verwondering kan leef en so aan. So ek dink dis die een ding en dan die ander ding wat ons al so 'n bietjie oor gepraat, die ding dat 'n mens dink, maar ek is te jonk, die Here kan my eers gebruik, ek gaan eers regtig begin sin maak as ek ouer is, ek moet eers bydra tot die groot gesprekke in die land. Te sê maar jy is nie te jonk nie. En ja, ek dink die ander leen en alweer miskien moet ons dit sê, want dit klink nou of hierdie boek net vreeslike radical goeters praat oor hoe standaard 'n mens moet probeer leef en so, maar ek wil daar's baie confessions in nie. Ek hoop jy het dit dan ook raak gesê oor my eie foute. En want daar's nogal so 'n sterk tema in die boek is ook dat die Here reguit hou met 'n kromstok slaan. Gewone, gebroke, skamerige mense wat foute maak, wat met shame en hartseer goed loop en dat hy gewone mense op buitengewone maniere gebruik, jy weet. En nou daar baie van dat ons eintlik eerder met ek het dit eintlik in daai Dhaka fiksieboek was dit so 'n bietjie die tema, maar ek het gedog dis 'n belangrike les vir hierdie boek ook. As jy 'n reisiger is, ons is eintlik almal reisigers deur die wêreld. Dan moet jy weet die ou sê en die hippie oomie sê rather look with curiosity than with judgment. As 'n mens 'n reisiger is in 'n ander land of op 'n vreemde plek of jy beleef jouself op 'n vreemde plek, dat die mense wie se lewe meer sin maak is die wat dit reg kry om met geïnteresseerd te kyk, nuuskierig te kyk en nie net die hele tyd oordeelsvrae te vra, is dit reg, is dit goed, is dit sleg? En agter te kom maar ag weet jy wat, ek moenie dink dat die volgens Jesus was die hoogmoed van die Fariseërs was eerder 'n bietjie erger as die goed wat daai Samaritaanse vrou was. Ja. In ons wêreld is dit sekere sondes is verskriklik, maar hoogmoed en selfsug en so aan is eintlik 'n bietjie minder erg. Maar kyk hoe lyk ons wêreld, dis grotendeels as gevolg van hoogmoed en selfsug en daai en dis ook 'n uitdaging vir jong mense om te sê maar doen bietjie hulle sê the most difficult journey is the journey inwards. Doen 'n bietjie die reis binne-in en kyk bietjie in jou eie hart. Moenie bang wees om diep in jou eie hart te kyk nie, want dit is nie leeg en donker die kern van jou hart nie. Dit is jy's na God se beeld geskape. Jesus sê jy sal die lig wees nie, hy sê is die lig en jy gaan 'n stuk lig kry as jy dit waag om saam met die Here so 'n bietjie in jou eie issues af te gaan. So daar's heelwat daaroor ook. Wat doen ek met my hartseer? Wat doen ek met my pyn? Met die mense wat my seer gemaak het, die mense wat my beledig het en om te sê dit maak jy nie minderwaardig nie en jy hoef nie vir die res van jou lewe dit hoef jy nie terug te hou nie. Dit kan dalk eers as jy kan healing kry daarvan, as jy genesing kan kry, kan dit jou dalk vir jou juis 'n aansporing wees om nog 'n beter mens te wees. Wat nog Ja. Jy vertel eintlik 'n baie cool storie oor dit in die boek ook, dink ek, oor die Bobbejaan mamma wat met 'n dooie babietjie saamgesleep het en wat goed vir haar sou gewees het en vir die trop was om daai babietjie te laat gaan en jy vertel van die kampe wat jy doen met die bakstene is eintlik 'n lekker idee om te steel ook vir 'n kamp. So ek vat hom, maar dit is so dat ons sukkel, ek bedoel ja, die boek daag mense uit om meer te doen, om groter te doen, om Jesus soos Jesus te wees, maar dit is soos hy sê, dit daag ook ons uit om te sê, hoe laat gaan jy van hy baksteen dit wat jou ouma nog vir jou eendag gesê het toe jy 5 jaar oud was. En ek bedoel, dit is ook nie so eenvoudig nie, daar's van kyk kinders by van julle huise wat met uit erge verhale uitkom. So dit is ook nie so maklik om net vir iemand te sê laat gaan net van die ding nie. Maar jy noem 3 goedes van wat die baksteen of daai gewig aan ons doen. Dit put ons uit, dit maak ons moeg om daai gewig onnodiglik saam te sleep. Dit maak die mense naby ons seer om daai gewig saam met ons te sleep en dan die kragtigste een is dit raak later jy raak so gewoond aan hy baksteen wat jy saamdra dat jy nie jou lewe kan indink sonder dit nie. En ek wonder hoe baie volwassenes het bakstene opgetel of ontvang
weet hulle keuse of sonder keuse, toe hulle tieners was, en het nooit, hulle kon net nooit, want het hulle identiteit geraak, ek word nou net gesien deur die lens van die baksteen wat ek mee saamdra. So daar is vir my baie mooi geestelike insig ook, wat op 'n emosionele vlak en nie net op 'n doen vlak is nie. So die boek het vir my daai mooi speling tussen die twee. Iwer, as ek dalk iets daaroor kan sê, want ek dink wat ek agterkom met as mens nou die lang pad stap, onthou ons is nou 24 jaar by Echo, so ons kon uitsien hoe jong mense se lewens, hulle stories uitspeel. Van hulle is nou in hulle 40's, dit laat my verskriklik oud voel. Maar so jy kon die storie dophou van skool af tot nou toe. En ons probeer regtig die verhouding hou, jy weet. En is 'n voorreg om so te kan dophou wat in mense se lewens gebeur. En ek dink een van die belangrikste besluite wat ons in ons lewens neem is, wat gaan ek maak met die pyn wat na my kant toe gekom het? Jy weet, daar's min goed wat so groot effek op jou lewe gaan hê. As jou besluit, wat gaan ek maak met die pyn, die hartseer, die onreg, die wreedheid wat oor my pad gekom het? En ek dink altyd, as ek werk so nou en dan met dwelm ouens, en dis baie duidelik van die gewone goed waarmee ons worstel, is vreeslik versterk, jy weet, jy kan dit baie duidelik sien in dwelmverslawing, en dan sal ek baie keer met 'n ouetjie wat ek baie lief vir is, maar hy's nou al 'n lang ruk 'n heroïnverslaafde wat ook al, dan sal hy sê, ek wens ek het dit gelos toe ek jonk was, want dit word net moeiliker om dit te los nou dat ek oud is. Ek sê baie keer vir 'n jong mens, ek sê dit gaan nooit so maklik wees soos wat dit nou is nie. Ek weet dit is baie moeilik nou. Maar weet net oor 'n jaar is jy nog 'n jaar meer gewoond daaraan. As jy 'n jaar meer verslaaf daaraan is. En ons pyn en ons goed ook werk ook so. Ek dink ons word partykeer en jong mense het verskriklike hang-ups. Ek bedoel jong mense uit goeie huise ook, nie net uit die gebroke huise by ons nie. Ek kan onthou my eie lewe, jy weet net die meisie wat lelike stories oor jou vertel het, of wat nie so sterk oor jou gevoel het soos jy was oor haar nie. Jy weet, ek het in graad 7 of graad 8, toe ons na 'n sokkie toe, en toe ek my eerste meisie, en toe sien ek maar my meisie en skielik verdwyn my meisie en my beste vriend. You know what that, maar jy weet, daai heerlikheid, daai ding het my van my kop afgemaak, jy weet, dit was 'n verskriklike groot ding, en ek bedoel, ek wil nie eens dink die goed wat jy deur is nie, Iwer, jy weet, so, maar elke ou se pyn is vir hom 'n big deal. Ek dink om te leer, om ten minste te weet, maar ek moet actually besluit, wat gaan ek met my pyn maak? Ek het nie altyd 'n keuse oor die goed wat oor my pad kom nie, maar ek het, nou dat dit in my hande is, het ek 'n keuse of ek die toekoms gaan indra, en daai ding van Richard Rohr, if you don't transform your pain, you will transmit it. Pain wants to go somewhere, jy weet, om te sê, maar ons moet met jong mense oor dit praat, en ek het dit daar in die boek ook, daai uitdrukking wat sê, die lewe maak jou bitter of beter. Jou keuse. Ja. Jessie, dankie, Jaco. Ek wil sommer nog so laaste 2 praktiese vrae. Eerstens net, wat sal jy sê vir 'n 17-jarige in Suid-Afrika wat voel hulle geloof is boring, hulle voel hulle geloof is bietjie irrelevant, die wêreld het Gaza probleme, die wêreld het kosprobleme, my geloof is actually, jy sê dit baie goed, baie keer, I'm bored again, not born again. So wat kan ek, sommer net 'n praktiese tip vir 'n ouetjie of 'n girl wat so voel. Ek dink hulle voel partykeer die evangelie is vervelig, want ons het nie vir hulle die hele storie vertel nie. Eintlik maar daar aan die begin van die 4 evangelies, maar daar's so amper soos op 'n sigaretboksie, maar daar staan danger. Dis weet, hierdie kan jou lewe kos, en dit This may kill you. Dit is eerder gevaarlik as vervelig, as mens die hele storie. Ek dink die afgewaterde, die kerksousie ding wat ons partykeer oorgooi, maak het hulle dit vervelig beleef. En die ander probleem is natuurlik, as ons jong mense is net so totaal oordonder met inligting. Dit relativeer op die ou en alles, want dit is maar net nog 'n bietjie inligting. So ek dink eerstehandse ervaring, sy kom agter deesdae 'n ervaring van onder die sterre met 'n paar kersse, 'n nag op die oop see, op 'n bootjie, 'n nag in 'n plakkerskamp, jy weet, ons het vreeslike interessante ervarings al met van ons jong mense gehad.
daai ervaring het op amper meer effek as net nog inligting. En die ervaring help hulle om actually te kan sif watter inligting is belangrik, om te kan waar moet ek fokus. Jy weet, jong mense kan hoor, al wat hulle weet van die plakkerskampe is wat hulle lees op wat hulle hoor eintlik op die nuus of op sosiale media sien, maar om fisies daar te gaan stap en miskien daar te gaan slaap en 'n broer en 'n suster daar te maak. Ons gaan nou saam met Calitzdorp se ouens volgende week met ons hoërskoolkinders. Gaan saam met Isibindi, gaan met Neil Stein, hulle gaan ons daar bly en werk en so aan. En nie, jy weet, saam met mense werk, nie vir hulle iets doen nie, maar daai ervaring van, yes, like it. Die wêreld is baie broken, maar die evangelie het groot impak gemaak. Kyk, ons staan voor groot uitdagings, sou ek sê. Jy weet, soos die Gaza en die storie in Oekraïne en so aan, maar dit is vandag amper die uitsondering. Daar was 'n tyd, as ons so 150 jaar terug geleef het, was dit die uitsondering, die lande wat nie besig was om oorlog te maak. Ons leef in 'n baie unieke tyd waar ons familie nie al op die slagveld was of op die grens was of in een of ander oorlog was nie, jy weet. Is die uitsondering eintlik vandag. So daar's baie minder oorlog eintlik as destyds. Maar dit is verskriklike belangrike groot goed en ek dink logiese goed, so ek skryf bietjie oor ons verantwoordelikheid in die aarde en wat ook al. Ek dink is massive uitdagings, maar ek glo dat byvoorbeeld die feit dat ons die mensdom net so swaar is op die aarde, hier is die idee van om onselfsugtig te lewe, om te share, om tevrede te wees met minder, om lig te reis, is eintlik 'n baie groot antwoord, en as die enorme klomp mense op aarde wat hulle self Christen doen, dit sou volg, sou hulle, is nie 'n boring, hulle sou 'n meer opwindende lewe hê, nie 'n meer boring. En die wêreld sou regtig 'n beter plek wees. So ek dink terug na Jesus self en 'n bietjie terug na rouervarings. Weet, onbekend is onbemind, om kontak te hê met mense wat jy maklik op 'n afstand sou oordeel en hulle stories eerstehands te hoor en die reuke te ruik en so aan. François Smit, my pel wat hier in Pretoria Middestad al die jare werk, hy sê, you can only share Jesus if you share germs. Jy moet met jou, laat jy daai compassion bak. Ja, sure. Nee, wat ek duidelik by jou hoor, Jaco, is daai embodied faith, beliggaamde geloof, wat 'n mens eintlik so 'n bietjie mis as 'n mens met tieners werk, jy doen dit nou maar 'n bietjie met 'n kamp en maar om hulle meer bloot te stel ook aan die realiteite en dan saam met hulle te reflekteer op die realiteite van die samelewing, hoe die evangelie jy sin maak binne in die goed. Jy saam met die goed. So ja, ek hoop regtig die boek raak mense se lewens, en waar dit lewens raak, het dit 'n multiplication effek. Daai passie wat aansteeklik gaan wees, waar dit een jeugwerker, een jeugdominee se lewe aanraak en 'n vuur in sy binneste aan die brand steek, dat dit daai klein groepie, die 10 waarmee hy werk, of die 2000 waarmee sy werk, dat dit ook by hulle 'n vuur aan die brand sal steek. En ek wil jou onder vir jou hart om long obedience in the same direction te sê, ek bly getrou aan die roeping wat die Here my gegee het toe hy my lewe verander het, om met jong mense in Suid-Afrika te werk, spesifiek ryk, spesifiek arm, spesifiek gevind, spesifiek verlore, maar dat jy getrou bly aan dit. Ek is vriende met mense wat uit jou mentorskap uitkom. Ek is vriende met mense wat vandag in die bediening staan, wat uit jou wysheid, uit jou leefstyl, uit jou embodied faith uitkom, en ek kan vanuit hulle lewens sien is dat jy leef wat jy skryf en praat. En so dis sommer net my seëngebed oor die boek, dat dit sal doen in jong mense en hulle ouers se lewens wat dit aan jou gedoen het toe jy daai vuur van die evangelie ontvang het. Ja, so ek wil sommer net bless met dit, Jaco, en ek hoop regtig dat mense die boek sal koop eerstens, ouers die boeke sal koop vir hulle kinders, skole die boeke sal koop vir hulle CSV, kerke die boeke sal koop, maar dat dit nie net by koop sal bly nie, dat by lees en dan by gaan leef sal verder gaan.
Thanks Iver. Ja, nee, kom nou van jou baie dankie. Waardeer. Ja, mag het groot gaan, Jaco. Ja, dankie dat ons die gesprek kan hê en ja, ek sien uit om my kopie by jou te kom haal sodat ek en jy sommer koffie kan saamdrink of ietsie kan eet daar by Grounded. Sharp. Sien op. Bless you. Dankie Iver. Waardeer baie. Bye.